Leon van Harvesters Ministries. Dis so lekker om jou hier te hê. Liewe kykers, Harvesters is altyd die sendingorganisasie wat my die meeste opgewonde maak en ek wil dit graag met julle deel. Ek gaan nie lank tyd mors nie. Leon kan homself bietjie voorstel. Wie hy is, waar hy woon, wat hy doen, hoe oud hy is, hoeveel kleinkinders hy het. Dis sulke sommer net so, Leon, as jy vir ons kort wil voorstel voordat ons begin met 'n aanbieding wat jy gaan gee oor julle bediening. Dan sê hy, ja, ek is Leon Maree, ek is van Harvesters Ministries. Ek het 6 kleinkinders wat my baie besig hou en hulle sit hier buite vir my in wag, gaan nou met hulle speel. Ja, van die Here is so vir ons so goed daar by Harvesters Ministries. Ons is besig om kerke te plant en die klem het heeltemal geskuif na die opleiding van die kerke wat geplant is om 'n leraar vir elkeen van daai kerkies daar te vestig, Chris. En ek dink dit is wat wonderlik is by ons. Nou die wêreld daar buite, hulle weet nie wat ons weet nie. Dis Ag Chris, as ek so kan begin met die Harvester storie. Die Harvester storie begin so. Steven Loots, die CEO van Harvesters Ministries, hy het daar in 1998, toe vlieg hy in sy swaar so oor Zambië en hulle vlieg oor Malawi. En hy kyk so by die vliegtuig se venster uit en hy vra vir hom, die Heilige Gees vra vir hom die vraag: daar sit 'n vrou onder 'n boom. Hoe gaan jy maak dat daai vrou Sondag in 'n kerk kan sit? En dit is waar die hele storie begin het en dit is waar die Harvesters model begin het van kerkplanting. En dit is so wonderlik om daai storie te kan vertel en sê, eintlik uit 'n vliegtuig se venster het die hele model van Harvesters begin. En dit is waar die hele model begin het. Verskoning. Net om so vinnig te verduidelik waaroor Harvesters gaan. Harvesters staan op 5 bene. Soos julle kan sien hierso op hierdie voorlegging wat ek hierso doen, ons plant kerke. Daar waar ons kerke plant, word 'n leier opgelei. Daar waar 'n leier opgelei word binne in een van daai kerke, outomaties vind daar evangelisasie plaas. En daar waar evangelisasie plaasvind, daarso word disippelskap gebore. En uit disippelskap uit plant ons kerke en ons kry mense gevestig daar. En dan die 5de been waarop Harvester staan is, daar waar ons kerke plant, daar waar mense disippels gemaak word. Dit is gewoonlik in afgeleë plekke. Die Engelse woord daarvoor is vir my die mooi woord, die rural areas. En daar gaan ons terug en ons gee vir daai mense waar daar kerke geplant is, ons sit vir hulle 'n Bybel in hulle hand in. So, dis kerkplanting, pastorale opleiding wat ons doen, evangelisasie wat plaasvind, disippelskap en dan die Bybelplasing wat ons kom en ons sit 'n Bybel in 'n disipel se hand in. Natuurlik kan ons nie in elke persoon se hand 'n Bybel sit nie, maar ons probeer waar dit vir ons moontlik is, sit ons 'n Bybel in daai mense se hand. Net so oorsiggie gee oor Harvesters Ministries, ons noem dit in Engels die dashboard van Harvesters. Daar kan julle sien 131.000 kerke wat geplant is oor die afgelope 25, 26 jaar. Ons is in meer as 97 lande betrokke met kerkplanting. Ons het 'n kurrikulum wat geskryf is deur Fanie Loots homself. Dit is al vertaal in meer as 64 verskillende tale. Ons het so tussen 34 en 40.000 studente 'n jaar wat ons besig is om op te lei. So as jy wat vanmiddag luister, as jy weet jy kan ons help met opleiding, maak kontak met Harvesters Ministries en ons vertel jou van die Harvesters Licensee Trainee program wat ons het, hoe jy ons kan help om mense daar buite op te lei en kerkleiers te kan vestig. Ons wil graag hê die kerke wat geplant is deur Harvesters moet kerke wees waarvan Jesus Christus en Jesus Christus alleen die senterpunt is. Die volgende is kyk, 'n goeie organisasie is gevestig. Kan maar self kyk daarso.
Ons reputasie loop ons vooruit. Die tweede skyfie die tweede punt wat op hierdie ene is, gaan oor die model hoe om kerke te plant en om sustainable kerke, soos die Engelsman sê, daarso te vestig. Soos ek genoem het, ons is al 25 jaar wat ons al besig is met kerkplanting. Ons het baie goeie vennootskappe wat ons aangegaan het oor die jare met organisasies soos Biblica, GACX, dis die Kerkplantingswêreldorganisasie, ons globale teenwoordigheid reg oor die wêreld, soos ek genoem het, is ons in 97 lande betrokke, en dan die curriculum wat geskryf is, wat ons hierdie pastore oor 'n periode van 3 jaar, wat ons hulle opleiding gee, dan natuurlik af in die geletterdheid van die land, of die omgewing. Dit kan enigiets tussen 3 tot 5 jaar neem. Fokus is met elke kerk wat geplant word. As Jesus Christus nie die senterpunt is nie, wil ons nie betrokke wees in daardie kerk nie. Die Bybel het ek van genoem, in Harvesters, baie mense dink ek is Harvesters. Nee, ek is 'n klein ruitjie in hierdie groot wiel waarmee ons besig is. Ons is 'n goeie gevestigde leierskap en 'n struktuur waarop ons die kerkplanting bou. Miskien kan ek net vir ietsie sê oor ons visie ook. Dit is een van die laaste punte daarso. Ons visie is om teen 2030 'n miljoen kerke geplant te hê. 'n miljoen leiers vir elkeen van hierdie kerke. En dat ons letterlik honderde miljoene disippels kan maak deur ons model van kerkplanting. Ek gaan oorgaan na die volgende ene. Waarop is Harvesters gebou? Dit gaan oor ek hou van die Engelse woord om dit te gebruik, the Great Commission. Die doel waarvoor ons geroep is Matteus 28 vers 19. En daarso sien ons dat gaan is die eerste punt, gaan, die tweede punt is maak, die derde punt is doop hulle, en die vierde punt is om die mense te leer. So die groot opdrag wat ons het in Matteus 28 vers 19, dis die mandaat waarop Harvesters Ministry staan. Ek dink dit is waarop ons fokus is baie mense dink hulle moet gaan. Wat se disippels maak jy in die onmiddellike omgewing waar jy is? Is jy besig met 'n die vraag is eintlik wat ek wil vra is jy 'n disipel of is jy 'n disipelmaker? Jy wat luister vanmiddag, wat is die totale populasie op die oomblik op die aarde? Daar gee ek hom vir jou. Dis 8.2 biljoen mense wat op die aarde is. As ons kyk hier in die 1900s toe die eeu gedraai het, daardie tyd, hoeveel mense was op die aarde gewees? 1.6 biljoen mense. Die totale Christene op die oomblik met die 8.2 biljoen mense wat daar op die aarde is maar 32,4%. 'n skamele 32,4%. Wat was dit in die 1900s gewees? In die 1900s, toe daar 1.6 biljoen mense op die aarde was, toe was die totale populasie 34,5% gewees. Nou kyk ons, as ons na hierdie persentasies kyk, dan kan ons vir onsself die vraag vra. Wat het gebeur van die 1900s tot waar ons nou staan? 'n skamele 2% het ons gesak in die getalle van mense Christene maak. Met ander woorde, disipelskap te kan toepas. Ek dink die volgende skyfie is vir ons 'n regtige oproep om regtig waar te besef, ons het 'n groot verantwoordelikheid teenoor God en teenoor die kerk en teenoor onsself om disipels te maak. As ons kyk na die rooi lyn daar in hierdie grafiek, dit is die populasiegroei, en ons kyk na die blou lyn, die kerkgroei wat op die oomblik plaasvind, dan kan ons vir onsself vra, en ons kan vir onsself sê, daar is 'n gaping wat al hoe groter en groter gaan word. En as ons nie gaan begin om disipels te maak nie, as ons nie iets gaan begin doen aan kerkplanting nie, hoe groot gaan daai gaping word? Maar ons het deur hierdie Harvesters model het ons die antwoord gekry.
om daai gaping al hoe kleiner en kleiner te maak, Chris, sodat mense kan naderkom en ons disipelmakers kan word. Matteus 4 vers 19 sê them, follow me, I will make you fishers of men. Is dit nie 'n mooi uitnodiging wat ons het? Follow me and I will make you fishers of men. Ons sien daarso om follow me beteken om devoted te wees. I will make you om mense te ontwikkel, develop daarso. En dan die derde punt, fishers of men te maak, en dit is om mense uit te stuur en mense te ontplooi om reg oor die wêreld disipelmakers van Jesus Christus te word. Dan kyk ons na die volgende skyfie, the making of disciples. Eerste punt wat ons moet doen is, ons moet hulle wen. Die tweede punt is, ons moet mense bymekaar kry en hulle vertel van die grootheid en die goedheid van God. Die derde punt is, as ons nie mense gaan begin oplei nie, wat gaan van hierdie samelewing van ons word? En dan die vierde punt is, stuur hulle uit. Stuur hulle uit sodat hulle kan uitgaan om disipels te word in daardie omgewings wat hulle is. En dan volg die evangelie boodskap van Jesus, die kerk, die multiplisering van disipel maak, die strategieë en al hierdie dinge loop daarmee saam. Miskien kan ek net op hierdie punt net vir die luisteraar sê, ons by Harvesters het 'n disipelmaker boekie geskryf en ons kom na kerke toe, enige kerk wat ons uitnooi, natuurlik die drie eenheid moet bely word. Dis die kerke met wie ons wil saamwerk. Is julle welkom om ons enige tyd te nooi en ons kom leer julle hoe om in julle gemeente disipelmakers te maak. Ons vat disipels en ons maak hulle makers, dan word hulle disipelmakers. Hierso in 2 Timoteus 2 vers 2, dis 'n skrifgedeelte wat my regtig baie na aan die hart lê. En dit sê in 2 Timoteus 2 vers 2, ek lees nou maar die Engels, vergewe my daarvoor asseblief. And the things that you have heard from me, dit is nou Paulus wat hierso skryf, among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. En is dit nie ons opdrag as disipelmakers om te doen wat Paulus vir ons hierso sê? Hy sê, sodat ons kan uitgaan en disipels kan maak. Commit these to faithful men. En dit is waarom Harvesters mense leer. Dit is waarom ons mense toerus, om ander mense te kan leer om 'n verskil te maak in daardie opsig. Hierdie is maar net 'n fotootjie wat ons geneem het in Mosambiek, waar die ouens besig is om uit te gaan in die straat evangelisasiewerk te doen en mense te kry om hulle oorgawe te maak tot Jesus Christus. Net so vinnig wil ek ietsie sê oor die model. Julle het nou gehoor ek praat oor die model van Harvesters. Ons glo as jy 'n hubleier vat en ons begin die proses van opleiding met daai hubleiers, dis gewoonlik mense in 'n stroom in wat ons sal vat. Ons begin hulle op te lei deur die hele proses van die curriculum wat ons hierso het. Ek dink, miskien moet ek dit net gou noem voor ek weer teruggaan na die volgende skyfie toe. Die curriculum wat ons gebruik om mense op te lei, eintlik leraars op te lei in die omgewing waar hulle bly, wat 'n proses is van 3 jaar. Die eerste ding wat ons doen is disipelskap. Die tweede ding is to prepare them for ministry. Die derde ding is ons leer hulle so 'n bietjie van homiletiek. Die vierde ding is 'n oorsig oor die Ou Testament. Vyfde ene is die fase oorsig oor die Nuwe Testament, sistematiese teologie, en dan ook die laaste ene wat ons het is Winning at Life. Dit is die proses wat ons hierdie leraars wat ons hulle oplei deurvat. Ek kom net terug daarna toe. Alles wat ons vir hulle gee, doen ons vir hulle gratis. Daar's geen geld aangekoppel nie, maar ons het 'n vereiste. As jy kyk na die hoe om 'n hub te begin, ons sal in 'n omgewing inbeweeg en klomp kerkleiers bymekaar kry
en ons sal vir hulle vertel waaroor kerkplanting gaan. En waaroor kerkplanting gaan is nie 'n bedreiging of iets vir enige denominasie of vir enige kerk in 'n omgewing nie. Maar hoekom moet iemand, as jy kyk na hierdie voorstelling, ek glo my pyltjie sal dit mooi uitwys, né Chris? Kan jy my Dis pyltjie mooi reg, sien dis op die reg. skerm? Hoekom moet iemand vir 'n dag of 'n halwe dag stap om van daai punt af na daai punt by 'n kerk uit te kom? Why not taking church to the people? En dit is die rede hoekom ons in Engels gebruik ons die term we want to saturate the world with churches. En ons wil in elke omgewing wil ons ingaan en ons wil kerke daarso gaan plant en mense se harte voorberei en ook leiers voorberei om kerke te kan plant. Maar ek gaan nou nie meer veel daaroor sê nie, Chris, dis maar net die model wat ons het, hoe ons dit uit 'n rol en hoe dit uitgewerk word. En miskien kan ek net dit sê. Ek het nou wel genoem alles is gratis wat ons aanbied vir hierdie mense. Maar daar's een manier hoe jy ons gaan terugbetaal. En dit is wat vir ons vir hierdie studente leraars sê. Daar plant jy nou 'n kerk, maar jy gaan vir ons 3 kerke plant. En dit is die terugbetaling wat ons kry deur kerke te plant en te belê in mense in. Plant vir ons net nog 3 kerke. En dit is waaroor kerkplanting vir ons gaan. Ek het nou nog genoem oor die visie wat Harvesters het van 1 miljoen kerke teen 2030, 1 miljoen leraars wat ons wil oplei. Ek sê altyd vir die mense, as jy 'n ronde sirkeltjie sien waar Leon is en waar Harvesters Ministries is, dit verteenwoordig 'n kerk. Ons glo in die volgende model. Um nou probeer ek vanaand dink wat is addition nou in Afrikaans? Multiplisering en addition. Ag, vergewe my nou, ek kan nou nie vinnig op die woord kom nie. Wat is die vinnigste manier om 'n verskil te maak in kerkplanting? Wil jy letterlik gaan en 2 + 2 + 2 + 2 mense bymekaar kry, of wil jy die eksponensiële groei vat waar jy 2 × 2 × 2. Kyk die verskil daarso. En ek dink dit is wat die voorstelling vir ons hierso doen. Die lineêre groei en die eksponensiële groei wat ons daarso het. En dit is die verskil wat Harvesters doen. Ons glo in die eksponensiële groeiproses en dit is waar maal en plus in ons terme kom toe ons nog op skool was, Chris. Daar is hy. Ons loop ook saam met ander organisasies wat ek in die begin genoem het. Ons het Biblica wat ons help. Hulle gee vir ons Bybels. Ons het partners in Harvesters, vennote wat vir ons help om Bybels ook bymekaar te kan kry. En dan gaan ons na hierdie nuut geplante kerke toe. Ons het 'n projek wat ons noem Eerste Kerk, Eerste Bybel. En dit is die projek wat ons in mense se hande sit. Daar waar daar kerke geplant is, wil ons hê mense moet die ware skrif kan hê. En ook hierdie leraars wat ons besig is om op te lei, waar ons hulle oplei, moet hulle 'n volle Bybel hê, want dit help nie net ons sit vir hulle 'n Nuwe Testament Bybel in hulle hand nie. Hulle moet die volle Bybel moet hulle in hulle hand kan hê. Die volgende 2 skyfies gaan ek net so laat verbygaan. Ek wil gou stop hierso by disipelmakers, waaroor ek ook 'n punt of 2 al uitgelig het. Asseblief, as daar in jou gemeenskap of in jou selgroep of in jou kerk, as julle graag die disipelmakerskursus wil gedoen hê, kry my inligting by Chris en ons sal dit met graagte in julle gemeente of in 'n selgroep of waar ook al kom aanbied. So dit is 'n kursus wat ons geskryf het oor disipelmakers en daar is 9 verskillende sessies wat ons die disipelmakers deurvat wat jou kan laat verstaan wat is kerk, wat is al die verskillende fasette van disipelmaker en ons dink dit is baie belangrik. In die Engelse skrifgedeelte sê Jesus sê, "Come follow me and I will send you out to fish for people," wat ons vroeër gelees het daar in Matteus 4:19. Dan
Ons was in Lesotho gewees, net so 'n bietjie terugvoer gee oor die Bybelplasings wat ons doen. Ons was in Januarie maand was ons in Lesotho gewees. Ons doelwit was 1000 Bybels vir Lesotho. Ons kon toe op die ou einde net 800 Bybels bymekaar maak. Dis nogal 'n duur proses as 'n mens dit alles bymekaar moet vat. Maar ons gaan doen 'n Bybelplasing en dan reik ons uit in die plaaslike bevolking. Miskien moet ek net so 'n bietjie agtergrond gee hier waar ons in Lesotho was in Semonkong, KwaZulu-Natal en daai areas daarso. Ons het 'n voltydse sendeling gehad wat daar gebly het in Semonkong en tragies om te sê so 4 jaar gelede het daar 2 of 3 skurke ingestap en hulle het hom koelbloedig doodgeskiet in Semonkong vir watter redes ook al, maak nie nou meer saak nie. Maar ons het teruggegaan na daai area toe en François Snyman het vir ons kerke geplant in daai area. Hy het so by die 140 kerke het hy in die hele Lesotho geplant in die tyd wat hy 'n sendeling daar was, want sy fokus was op kerkplanting en farming God's way gewees. Baie goed gedoen en ons het daar in Semonkong 'n klip gooi van sy huis waar hy koelbloedig vermoor was, het ons die uitreik weer gaan doen en ek het nogal gevoel in my hart ons gaan na die area toe om maar net bietjie te sê, Here, ons wil hê die werk van die Here moet daar voortgaan en die mense het so bietjie wat in die leiers wat in daai area is, het so bietjie afgeplat, maar ons het gekom en ons het hulle in die gees kom optel en ons het 800 Bybels in daardie area kan uitdeel en hier kan jy 'n foto sien van die groep waar ons in Semonkong gebly het ons so net so 'n vergaderingkie gehou voordat ons uit was op die Bybelplasing om almal net mooi in te lig hoe, wat en waar en daar kan jy op die linkerkant se fotootjie sien 'n vrou wat 'n Bybel ontvang het. Ek sê altyd waar daar tande uitgepak word is altyd die wonderlikste, want waar kan jy 'n beter, 'n mooier of 'n groter geskenk kry as om God se woord te kry? Want sê Matteus 6 vers 33 nie vir ons nie. Soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. En hoekom sal ons nie die koninkryk van God in iemand se hand sit deur om sy woord in daai persoon se hart te sit? Is dit 'n uitreik, is dit vir jong mense, is dit vir ou mense? Ons het spesiaal het ek daai ou fotootjie van daai ou 2 dogtertjies gesit wat saam met ons was op die uitreik en vir daai kindertjies om 'n ervaring en 'n belewenis te hê om 'n Bybel in daai vrou se hand te kan sit. Dit is altyd 'n goeie ervaring. Die volgende ene skyfie is hierso. Ons ry met die 4x4 voertuie en daar het omtrent 3 of 4 van ons voertuie ontklaar geraak met daai verskriklike berge van Lesotho en ons het daar op 'n punt gekom wat hulle gesien het, die 4x4 kan nie meer nie. En toe kry ons die regte 4x4 in die model van 'n perd, laat ons die kerk wat ons daar op die linkerkantste en die regterkantse foto wou besoek het, ons kon net nie daarby uitkom nie, dit is net te styl gewees. En toe het ons daai leraar van daai kerk gebel en hy het afgekom en daar kan jy hulle sien, hy het met 'n perd gekom en die boks Bybels is op die perd se rug gelaai en dit is hoe ons die Bybels daar by die gemeente uitgekry het. Hierso het ons 'n kerk ervaar waar ek min wonderwerke in my lewe al ervaar en beleef het. As ek nou sê wonderwerke, dan is dit dowes, dis die blindes wat kan sien, dis die siekes wat genees. En hoe wonderlik was dit toe ons by hierdie kerk uitgekom het daar binne in Semonkong, een van François Snyman se kerke, saam met 'n pastor Andrew, het ons die kerk daar besoek en ons het 'n evangelis saam met ons gevat. En dis nou nie hy wat op die foto is nie, dis ek wat op die foto is. Daar het ons net die hart van die mens, het ons net vir die mense op 'n mooi manier verduidelik. Maar ek wil graag die storie vertel. Toe ons by die kerk gekom het, ons het die Sondag aand het ons 'n diens gehad en ek vra nogal vir die
vir die pastoor, ek sê vir hom die Saterdag, ek sê vir hom, hoe laat gaan ons die diens op Sondag aand daar hou? Hy sê vir my 7:30. Ek dink, joh, op die sendingveld 7:30 die aand, om 'n diens daarso te hou. Hy sê nee, dan gaan jy sien hoe baie mense van daar kom. En hierdie was nou die Sondagoggenddiens gewees, maar ons kom die Sondag aan dan, dis waaroor ek eintlik net so vinnig ietsie wil vertel. Da, ons het daar gepreek en ou Ruben wat baie siek was, die evangelis wat saam met ons was, pastoor Ruben Mashigu, hy het 'n ervaring ook gehad en 'n belewenis van die vorige aand, maar hy het vir my gesê, Leon, ek moet preek. Ek moet die evangelie bedien. Ek moet die mense kom wys wat is wonderwerke. En hy was baie siek geweest, maar Sondag aand is hy gereed en onder baie moeilike omstandighede het hy daarvoor gaan staan en die Heilige Gees het net oorgeneem. En ons het daar in daai kerk gestaan en toe hy klaar gepreek het, het hy die mense uitgenooi, die siekes en almal wat probleme het na vorentoe te kom. En onder andere kom daar 'n meisie. En die meisie, sy kan nie hoor nie, sy's doof. En hy het 'n eenvoudige gebed gebid en hy het sy hande so op haar ore gesit en hy het gesê in the name of Jesus. En hy het haar gevra, kan jy hoor? En sy het net haar kop geskud want sy het nou maar seker gedink hy vra vir haar en hy lê net weer sy hande op 'n eenvoudige manier. Lê hy sy hande op so op haar ore en hy sê in the name of Jesus that this woman will be able to hear. En toe hy klaar is, toe sê sy Maruti, I can hear you. En hy het gaan staan agter haar en hy het weer sy hande so op haar ore gesit en hy het vir haar gebid en hy het gesê can you hear me? En sy het vorentoe gekyk en hy het agter haar gestaan. Met ander woorde, sy kan niks sien nie. En sy sê, Maruti, I can hear you. En hy het 3 tree teruggeloop, 5 tree teruggeloop, 10 tree teruggeloop en agter haar gestaan en hy het met haar gepraat en die familie het ook getuig dat sy doof was en die Here het daar 'n dowe voor my oë aangeraak wat dit was vir my amper ongelooflik om toe die gelooflikheid te kon ervaar wat die Here daar doen. Een van die ander mense het 'n oogprobleem gehad en die oog was heeltemal blind geweest. Ek kan nie onthou of die linker of die regter oog was nie. En hy het vir haar gesê, close your good eye. En sy het so gestaan en sy het haar hand so op die goeie oog gesit wat kan sien, het sy gesit en hy het weer eens 'n eenvoudige gebed gebid. Vir my is dit, jy moet hierdie vreeslike kragtige gebed bid om hierdie wonderwerk te kan sien. En hy het een keer gebid en hy het vir haar gevra, kan jy sien? En hy het sy hand so voor haar gestik, het hy hom so gewaai en sy het gesê, nee, sy kan niks sien nie. En hy het 'n tweede keer eenvoudige gebed gebid. Wys jou net, by die Here gaan dit nie oor die kragtige dinge wat ons glo uitgevoer moet word nie. Eenvoud, as God iemand wil genees hy iemand. En hy het die tweede keer vir haar gebid en sy het gesê sy sien beweging. En hy het net weer gegaan, hy het gesê in the name of Jesus I proclaim total healing upon this eye. En toe hy die derde keer op die wonderlikste, eenvoudigste manier net gevra het die Here daai dametjie se oog genees en daar het ek ervaar, dowes kan sien, kan hoor, blindes kan sien en ons het vir talle siekes ook daarso gebid en die wonderwerke van God daarso ervaar en beleef. Is dit nie ook wonderlik, hier waar ek op hierdie foto staan, waar 'n mens vir die mense, ek noem dit the road to salvation, vir mense dit verduidelik en hoeveel mense hulle harte oopmaak en vir die eerste keer in hulle lewe kan verstaan waaroor dit gaan om totale oorwinning te kry oor sonde en ongeregtigheid. Ons hele doel van 'n uitreik altyd is om 'n Bybel in die hand van iemand te kan sit wat nog nooit 'n Bybel gehad het nie en wat ook nie 'n Bybel kan bekostig nie. En hierso het ek hierdie foto, jy sal sien hierdie foto hierso van hierdie man, Chris is 'n man wat sit moedeloos. Maar weet jy wat?
Hy het so na ons gesit en luister. En toe ons klaar was, het die boodskap tot hom deurgekom. Dis vir my so 'n pragtige foto daai, en aan die linkerkant weer eens kerke wat ons nie by kan uitkom nie, wat harvesters en wat Francois Snyman geplant het daarso in Mosambiek, en die mense moet die bokse Bybels kom haal te perd, want dis die enigste 4x4 wat wil loop op daai terrein, en dit is te perd. Is dit nie wonderlik dat ons dit kan uitvat nie? Hier kan jy maar net op hierdie foto kan jy maar sien hoe rof dit lyk, daar waar ons beweeg, hoe die mooi natuur skoon, die landskap, om daar so te sit en net die vrede en die heerlikheid en God se grootheid te kan beskou op 'n uitreik soos daai. Maar het jy nou gedink dat 'n uitreik loop sonder probleme? Um 4 jaar gelede was François vermoor daar gewees. Die duiwel is nie tevrede wat ons daar kom doen nie. En hierso is een van die, ek kry skaam om dit te sê, maar ek sê dit so agter my hand, is 'n Prado wat sy radkas opgepak het. Ons moes hom maar op 'n loubed, moes ons hom terug ry van Lesotho af tot in Suid-Afrika. Sy radkas het heeltemal uitgebrand, en van die ander voertuie se remme wat ook net nie gehou het in daai berge nie. So uitreik is nie altyd maklik nie, maar weet jy, as jy terugkom en jy sien die hand van die Here, jy sien die hand van God in beweging gewees, en mense het die evangelie boodskap van Jesus Christus ontvang, mense het tot redding gekom, dan is dit absoluut die moeite werd. Hierso is 'n stoor vol Bybels. Ons ontvang baie Bybels van Biblika, en baie van ons vennote wat vir ons Bybels gee. En ek hou daarvan om die foto te wys. Dit is altyd mooi as ons by 'n uitreik kom. Hierdie was spesifiek in Mosambiek gewees. Kom ons daar in die stoor, en dan staan al hierdie Bybels. Nou jy weet, hierdie was, ek kan nie onthou hoeveel 1000 Bybels was dit gewees nie. Hierdie Bybels moet in die hande van mense gesit word. Hoe doen ons dit? Moenie van my vra nie, vra vir die Here. Die Here alleenig weet hoe word daai Bybels uitgedeel. Dis kilometers en kilometers. Dit is deur reën, dit is deur wind, dis deur bye wat ons steek. So kan ek aangaan, die trauma wat dit is om dit uit te deel. Maar weet jy wat? Ons het 'n mandaat van God ontvang. Die woord van God moet in mense se harte uitkom. Hier is ook in Mosambiek gewees. Hierdie 2 studente leraars het uit die bosse uitgekom. Dis vir ons onmoontlik om by hulle areas uit te kom. En hulle het hulle Portugese Bybels kom haal by ons, en hulle deel dit uit aan hulle gemeentes. Ons gee ook, die Here is altyd so goed vir ons gee audio Bybels uit. Dis vir my altyd so wonderlik, voor elke uitreik sal daar altyd iemand wees wat na my toe kom en vir my sê, Leon, ek het vir jou 'n paar audio Bybels, en hulle wat blind is, hulle wat nie kan lees nie, dan kan ons daai Bybels vir die mense, daai audio Bybels vir daai mense gee. Net om so terugvoer te gee, verlede jaar in Mosambiek, hier kom dit nou deur 120 kerke besoek. Ons was 5 spanne gewees wat daai Bybels gaan uitdeel, 300 Shona Bybels, 4000 Portugese Bybels, 300 audio Bybels, 2000 Treasure Hunt Bybels, so 'n hele paar Reach for Life Bybels. Met ander woorde, 5000 mense was bereik gewees met die uitreik wat ons van 2 weke gedoen het verlede jaar in Mosambiek. Ek gaan hierdie ene verbygaan, hier net so kort getuienis vertel. Ek het by hierdie kerk gekom, ek het my bakkie se voorste bumper het ek afgery teen 'n boomstomp. Ek is bietjie ontstel en ontstig gewees. En ons kom na 'n hele dag se Bybelplasing. Hierdie was omtrent seker die 6de, 7de kerk wat ek die dag by gekom het. Dis 40 grade Celsius. As jy mooi op die foto kyk, sal jy sien my hemp is sopnat van die sweet. En ek was nie baie lus om in hierdie kerk te gaan nie. En dit is asof die Heilige Gees vir my sê, wie dink jy is jy om te sê, jy het nou genoeg gehad vir die dag? En ons het in hy kerk ingestap. Min het ek geweet, God het 'n afspraak daar met 'n man gehad. Terwyl ons besig was met die
uitdeling van die Bybels en die diensie wat ons daar gehou het die salwing van die Heilige Gees so daar op ons toegesak. En ek het gelei gevoel om vir die man te bid. En dit was so warm in hy kerk gewees. En ek het hom gesê, kom ons staan net daar by die kerk se deur, dan bid ek vir jou, net om bietjie af te koel. En daai man het liderlik begin huil hier op my skouer. Dis trane en die ander goeie waarvan mense nie praat op hierdie forum nie. Hier op my skouer agtergelaat. Maar weet jy wat, dit was 'n pastoor gewees wat met God in ontmoeting gehad het daarso. Ek was so bly en ek moes so groot vergifnis vra toe ek nou my bakkie gebreek het en ek was nou al bietjie moeg en nat gesweet en al die dinge. Stap ons by 'n kerk in en hier ervaar ons die teenwoordigheid van die Here. Kindertjies wat daar so sit, wat na ons kom luister, eerste keer wat hulle blanke mense in hulle teenwoordigheid sien en ons vir hulle ou lekkertjie kon gee en vir ouers 'n Bybel in hulle hand te kon sit. Hierdie dame wat op die regterkant is, hierdie foto wat jy hierso sien, ek het haar dopgehou toe ons die Bybels uitgedeel het. Het sy daai Bybel gevat met soveel entoesiasme. Miskien die eerste keer in haar lewe dat sy 'n Bybel kon vashou. Miskien die eerste Bybel wat sy haar eie Bybel wat sy kon vashou. En ons kon daai Bybel kon ons aan haar hand sit en na die tyd die entoesiasme om te sien hoe entoesiasties sy is toe sy haar eerste Bybel wat sy in haar lewe sal ontvang. Ek kan dink hoe sal sy daai Bybel, kan ek maar die Engelse terme gebruik, treasure, en die evangelie boodskap in haar eie taal te kon gelees het. Soos ek nou nog genoem het, reën. Julle kan kyk in daai kerk, hoe lê die modderspore daar, dis net nadat ons die Bybels daar geplaas het. Dit het so gereën daarso, maar ons het 'n mandaat, ons het 'n opdrag, en dit is om die woord van God in mense se hande te sit. Jy staan onder daai dak, jy soek vir jou 'n plekkie wat nie deurgeroes is nie, en jy kyk of jy daar so 'n plekkie kan kry, en dit is maar hoe ons beskutting kry, lekker nat gereën, maar in daai hitte is dit so lekker om daai Bybel, daai erge humiditeit te kan beleef. Hier is 'n halfblinde man wat 'n audio Bybel ontvang het, en kyk daai vreugde. Wanneer laas het jy soveel vreugde en so glimlag gesien, wat hierdie man het 'n audio Bybel ontvang. Nou kan hy in sy eie huis gaan sit en hy kan ten minste, omdat hy nie kan lees nie, kan hy daarso sit en hy kan luister na die evangelie boodskap van Jesus Christus. Die foto wat ek hierso het, dis nie 'n rivier wat hier lê nie. Dis 'n straat wat vol water is, waar ons moet deurloop, ons skoene uittrek, deur dit loop om by die kerkie uit te kom waar die mense sit, en ons vat vir hulle die Bybels daar. So jy kan sien ook die pastoor daar, stap hy daarso met sy paar skoene in sy hand, en dit het so gereën daarso, maar ons het net besluit ons gaan deurdruk. En die vreugde wat dit is om die evangelie boodskap in iemand se hand te sit, is net bonatuurlik. Hierdie is maar net nog 'n foto waar ek by 'n kerk gestaan het, waar ons vir die mense bokse en bokse Bybels uitgedeel het. Nou miskien moet ek net dit ook dit net vir ons duidelik maak. Ons gee nie net Bybels uit nie. Hou op om Bybels uit te gee. Ek wil jou vandag challenge wat hierso sit vandag en na hierdie boodskap luister. As jy bereid is om 'n Bybel in iemand se hand te sit, die volgende vraag wat ek jou gaan vra, is jy bereid om met daai persoon vir wie jy 'n Bybel in sy hand sit, 'n pad van disippelskap te stap? Dis een ding om 'n Bybel in iemand se hand te sit en te sê, Here, ek het nou 'n wonderlike taak afgehandel. Ek het vir iemand 'n Bybel gegee. Eintlik wil ek vandag vir jou sê, jy het eintlik niks gedoen nie. Gaan jy môre weer terug na daai persoon toe en gaan jy vir daardie persoon die pad van disippelskap leer? Want wat is die groot opdrag? Gaan, maak, doop en leer die mense. En dit is nie net om 'n Bybel te gaan plaas nie, maar dit is ook om 'n pad van disippelskap daar agter te laat. En dit is presies wat Harvesters Ministries doen. Ons vat hierdie mense, ons gaan oor en oor gaan ons terug na hulle toe om seker te maak dat hulle
hierdie pad van disippelskap verstaan. Die linkerkantste fotootjie daar is die leraars besig om vir ons die beplanning en die roetes en goed uit te werk, hoe ons moet ry om by hierdie verskillende kerke uit te kom. En dan kom jy daar by daardie kerk daar, so die vreugde, deur die reën, al hierdie dinge. 'n Groepie uitreikers wat saam met ons gaan, waar ons eie kos maak, ons eie tent opslaan. Dis nie altyd gerieflik nie. Die die getuienis wat ons hierso het is, die oggend wat ons teruggery het Suid-Afrika toe. Dit het die vorige aand hier by 10:00 begin reën, heel nag deur gereën. Tente moet opgeslaan word, slaapsakke moet opgevou word en al hierdie dinge moet plaasvind. En daai oggend 4:00 wil ons gery het en 3:30 het ons opgestaan en dit het gereën. Soos ons in die Afrikaanse terme ken, dit het gesous. En ek het die manne bymekaar geroep aan die tent en ons het gebid en ons het vir die Here gevra, Here, sal U hierdie reën nou laat stop? Laat ons net ons tente kan opvou, ons slaapsakke kan oprol, die trailers kan pak om terug te ry. Chris, soos onmiddellik het daai reën opgehou. En toe ek in die voertuig klim en ek moet daardie span van my daar so uitry by die hek, toe begin dit weer verder te reën. Is die Here nie goed nie? So, ek wil jou bemoedig vanmiddag, maak disippels, kom saam met Harvesters op 'n uitreik, kom gee Bybels, ons gaan hierdie jaar gaan ons Zambië toe, en in Zambië gaan ons so ietsie soos by die 5000 Bybels gaan ons uitdeel. Dis 'n eer, dis 'n voorreg om God se werk vir hom te kan doen. Hy is ons voorsiener, hy is die ene wat trots is op elkeen van julle wat daar buite sit, wat disippels maak in Jesus naam. Amen. Leon, baie dankie. Ek wil sommer vir jou vragies vra. Voor ons nou gaan, ek gaan jou inligting, Harvesters se inligting en jou persoonlike inligting onder die video net deel in die beskrywingsboksie. Ek wil net, jy weet, as ou nou hierna kyk, yes, dis 'n klomp lekker ryke ouens wat daar gaan vakansie hou. Het ek dit nou reg verstaan? Wie finansier julle en waar kry julle die nodige hulpmiddele om hierdie werk te doen? Chris, soos Steven Loots, ons CEO, altyd sê, hy sê, we don't take people on mission vacation. So dis nie 'n mission vacation nie. En weet jy, met elke uitreik wat ons begin, ek is nou besig met Zambië sinne. Hoeveel is in ons rekening in? R0. En weet jy waar begin dit? Dit begin op ons knieë. En ons begin die Here vertrou. Dat die Here vir ons nommer 1, daai Bybels voorsien. Nommer 2, jy weet die diesel is letterlik duisende rande. En dit is maar net vennote soos wat nou na ons kyk, wat ons kan bel en sê, hoor hierso Leon, ons wil julle graag ondersteun daarin. Ons wil julle borg met diesel, ons wil julle borg met wat ook al. So en of 'n bydrae gee. En hulle kan dit in Harvesters Ministry se rekening inbetaal met Zambië wat nou op hande kom, is hulle welkom om dit te doen en enige bydrae sal ons help. So, ons is nie so ryk nie, maar ons koning is so ryk. Prys die Here. Leon, baie dankie vir jou entoesiasme en gehoorsaamheid en hoe jy ook mense motiveer. Jy het by ons kerk bid hier nou die dag opgetree en dit was die mense was so geïnspireer. Baie dankie en mag die Here julle ryklik seën in hierdie wonderlike werk. Ons groet. Dankie hoor.